Markus loop nie baie draaie om die evangelie van Jesus af te skop nie. En in hoofstuk 2 van Markus haal hy 2 dinge aan wat Jesus gesê het, wat 2 van die fondasie-elemente vorm van Jesus se bediening en die evangelie. Kom ontdek dit 'n bietjie saam met my. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is so lekker om hierdie nuwe week saam met jou af te skop en in geselskap van mekaar te kan wees en op watter dag jy dalk ook hierdie boodskap luister. Dit is vir my lekker om hierdie woord met jou te kan deel vanmôre. En ek wil met jou gesels oor 2 fondasie-elemente daar in Markus. Ek lees gou vir jou Markus 2 vers 5 en Markus 2 vers 17. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: Seun, jou sondes is jou vergewe. Ons gaan nou na die konteks van dit kyk in vers 17, en toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle: Die wat gesond is, sê die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Jy weet, Markus loop nie baie draaie om die evangelie van Jesus af te skop nie, soos wat ek net nou gesê het nie. Hy begin in hoofstuk 1 met Jesus se doop, hoe die Heilige Gees op Jesus gekom het, Jesus se versoeking in die woestyn, en dat Jesus, toe hy sy disippels begin roep het en hulle gekies het, dadelik het Jesus begin preek in die sinagoge en by die huise en by die see, en deur so na verskillende plekke toe te gaan, het Jesus tog seker gemaak dat alle tipe groepe en mense die goeie nuus kan bekom. In die sinagoge het die kerkgangers, as ek dit so in aanhalingstekens sê, het hulle die boodskap gehoor. By die huise het Jesus of met gesinsmense, soos met Petrus en die ander disippels en met sy skoonmoeder daar intiem vergader, ander kere by 'n huis waar die dorpsmense bymekaar gekom het in beperkte getalle, soos met daardie man, julle onthou, wat deur die huis se dak laat sak was, omdat hy so vol was. En dan het Jesus na die see toe gegaan, daar waar daar plek vir Jan Alleman was, waar hulle in hulle menigte kon opdaag. Jesus het werklik moeite gedoen om die mens te ontmoet op alle moontlike plekke en op alle moontlike vlakke, van die geestelikes, sogenaamd geestelikes lyk dit vir my in die sinagoge, tot by die moeders in die huis en die vaders dalk in die huis en die seuns, en so ook daar by die see en by die huise van ander mense. En as Jesus in en by die verskillende plekke gekom het, het Jesus nie net gepraat nie, maar het Jesus gedoen. Jesus het van die sinagoge tot in die huis en by die see duiwels uitgedryf, mense van allerhande siektes gesond gemaak. Maar nou ja, soos ek en jy dit nou maar weet, en soos dit is, was die skrifgeleerdes altyd deel van die gehoor om Jesus te veroordeel vir sy weldade aan die mensdom. As Jesus sonde vergewe, lewer hulle kritiek. As Jesus op die Sabbat iemand genees, lewer hulle kritiek. As Jesus aan die huis by 'n groep mense was, wat nie die smaak van die skrifgeleerdes gepas het nie, was daar kritiek. As Jesus se disippels nie vas nie, is daar kritiek. Soos valke het hulle elke beweging van Jesus dopgehou en elke woord wat hy gespreek het uitmekaar getrek en beoordeel volgens hulle beperkte skrifgeleerde kennis. Maar 2 dinge het Jesus in Markus gesê, wat vir my mooi opsom wat Jesus se bediening behels. Die een is in Markus 2 vers 5 wat ons gelees het, en Markus 2 vers 17. Markus 2 vers 5, en toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: Seun, jou sondes is jou vergewe. Jesus het dit gesê toe 4 vriende 'n verlamde man deur die huis se dak voor Jesus neersak. En in die geval wys Jesus na die oorsaak van sy verlamming: sonde. Was dit persoonlike sondes? Ek weet nie. Of die effek van die Adamiese sondige natuur, dat dit deel is van die val van die mensdom, siekte, verlamming? Ek weet nie. Dit maak nie saak nie. Dit sê vir my een ding: Jesus het gekom om mense van hulle sondes te vergewe. Dis die eerste ding. Tweedens, Markus 2 vers 17, en toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.
Jesus het dit gesê, nadat hy in die huis van Levi die sondaar tollenaar was, en die skrifgeleerdes hom daarvoor veroordeel het. Hier het Jesus reageer, deur 'n vergelyking te stel tussen sonde en siekte. Jesus probeer aan hulle verduidelik, dat sonde soos 'n siekte is, en as Jesus na sondaars gaan, is dit soos om na siekes toe te gaan, wat genesing verlang. En die sogenaamde sondegenesing kom deur Jesus se oproep tot die sondaar, bekeer julle. Jesus sê dat sonde is soos 'n siekte en die siekte kan jou doodmaak. Deel daarmee, deel met jou sonde wat jou kan doodmaak deur bekering. Nou hierdie twee dinge, twee fondasiebeginsels, sondevergifnis en oproep tot bekering, is twee duidelike vlagpale in Jesus se bediening en is vandag en tot aan die einde van tyd relevant in die evangelie. Jesus vergewe steeds die vuilste van sondaar en Jesus roep steeds die vuilste sondaar tot bekering, want Jesus se vergifnis en die mens se bekering is twee mylpale in die mens se lewe tot hulle gesondmaking. Hierdie twee elemente mag nie nagelaat of uitgelaat word in ons bediening en van agter ons preekstoele en van agter ons Bybels nie. Want as hierdie twee elemente ontbreek, het Jesus verniet aarde toe gekom. As die mens hierdie boodskap moes hoor 2000 jaar terug, hoeveel te meer nie vandag nie, die boodskap is dieselfde. Ek sê vir jou vandag, Jesus vergewe nog steeds sonde. En Jesus roep ons steeds tot bekering. Vergifnis het 'n verlamde genees en bekering het 'n sondaar gered. Hierdie waarheid het nie verander nie en sal nooit verander nie. Hierdie vergifnis kom net van Jesus en hierdie bekering is net tot Jesus en niemand anders nie. Jy bekeer nie tot 'n kerk of 'n predikant nie, jy bekeer tot Jesus Christus. Dit is u woord. Kom ons bid saam. Here, u woord is ryk en ons verbly ons in u vandag. U is ons hoop en ons rede tot geestelike oorwinning. Ons soek niks buite u, ons soek u alleen. Lei ons in hierdie week verder in u waarheid en ek bid die seën van die Here oor elke luisteraar, elke seun en dogter, elkeen wat eksamen skryf, elkeen wat werk toe moet gaan, elkeen wat by die huis is, elkeen wat siek is, elkeen wat gepla is deur omstandighede. Ek vra dat u hand op elkeen sal hê in hierdie môre, in Jesus naam. Amen.